Maats, baie lank gelede, toe die wêreld nog jonk was, het daar 'n man met die naam Noag geleef. Hy het anders geleef as al die mense om hom, want hy het geluister na Abba Vader. En Noag het gedoen wat reg was, maar het selfs toe almal om hom verkeerd gedoen het. Ja, die mense in daardie tyd het Abba Vader vergeet. Hulle het beklei, hulle het gesteel en selfs mekaar seer gemaak. En dit het Abba Vader baie hartseer gemaak. En hy het besluit om die wêreld met 'n groot vloed skoon te maak. Maar maats, Noag het guns in Abba Vader se oë gevind. Abba Vader het vir Noag gesê om iets baie besonders te doen. Ja, Abba Vader het vir Noag gesê, bou vir jou 'n ark van hout. Nou, dit was vreemd, want daar het nog nooit eers reën op die aarde geval nie. Niemand het geweet wat vloed eers beteken nie. Dink net maats, mense het seker vir Noag gelag en gesê, kyk daar die oom, wat 'n groot boot bou op droë grond. Maar Noag het nie geluister na wat mense sê nie. Hy het Abba Vader se stem gevolg. Hy het gehoor, hy het geglo wat Abba Vader gesê het en hy het gedoen. Maats, Abba Vader het vir Noag presies gesê hoe groot die ark moes wees en watter hout om te gebruik, en die hout wat hy gebruik het was goferhout. Daarna hy die ark gebou het, soos wat Abba Vader gesê het, moes hy die ark binne en buite met pik smeer, soos 'n seël om dit waterdig te maak, dat daar nie een druppel water inkom nie. Maats, al hierdie dinge het 'n diep betekenis gehad. Die hout het die huis gevorm en die pik het dit beskerm, en dit was 'n plek van veiligheid en bedekking teen oordeel. Maar soos die ark Noag se gesin beskerm het, beskerm Yeshua vandag ons, want hy is ons plek van redding en vergifnis. Noag het nie net geluister nie, hy het gedoen. In die Bybel staan, en Noag het gedoen soos Abba Vader hom beveel het. Dit beteken, sy geloof was sigbaar. Hy het gewys hy glo deur wat hy doen. Dit het nie vir hom saak gemaak wat ander mense dink nie. Inteendeel, hy het Abba Vader meer vertrou as sy eie oë. En maats, weet julle wat was so wonderlik? Noag se gehoorsaam het nie net hom gered nie, dit het ook sy hele gesin, sy hele familie gered. Sy vrou en hy 3 seuns en hulle vroue het saam met hom in die ark ingegaan. Hulle het saam in geloof ingestap. Noag het sy gesin gelei om in gehoorsaamheid aan Abba Vader te leef. Maar soos Noag roep Abba Vader ons ook vandag om 'n ark te bou. Nie van hout nie, maar 'n geestelike familie, waar mense veilig kan wees, waar daar liefde, vergifnis en gebed is. Ja, jou huis is jou eerste ark. Dis waar jy saam met jou pappa, mamma, familie, boeties en sissies kan Bybel lees, bid en vir mekaar sorg. En Abba Vader vra dat ons ook getrou sal wees aan die mense in ons eie huis, ons familie, die mense wat hy aan ons toe vertrou het. Soos Noag moet ons hulle versorg en vir hulle bid. Maar ja, soms kry jy mense wat vir jou lag omdat jy Abba Vader se woord gehoorsaam. Hulle sê dalk, jy is anders, maar dis goed. Noag was ook anders. Hy was sigbaar, almal kon sien, hy was gehoorsaam aan Abba Vader. En toe die reën begin val, het almal besef, Noag was reg. En na die vloed het Abba Vader vir Noag 'n pragtige teken gegee in die lug. En dit was 'n reënboog. Dit was Abba Vader se belofte dat hy nooit weer die hele aarde met 'n vloed sou vernietig nie. En elke keer as jy 'n reënboog sien, onthou, Abba Vader hou sy beloftes. Abba Vader soek vandag nog steeds net so mense soos Noag. Mense wat regverdig, gehoorsaam en getrou is. Hy soek kinders wat sal sê, ek sal doen wat u sê, al verstaan ek dit nie altyd nie, heeltemal nie. So maats, mag jy ook soos Noag guns vind in Abba Vader se oë. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, ons wil leer om gehoorsaam te wees. Ons wil leer om u woord te leer. U woord is die waarheid, u woord is die lig op my voet en die lamp op my voet en die lig op my pad. Leer ons net die waarheid. Dankie vir u woord, ons wil dit gehoorsaam.
Ons eer U. Dankie dat U ons beskerm. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua se naam. Amen. Shalom.